Goeiemôre vriende. Het is wonderlik om julle vandag hier te sien. Ek is dankbaar dat julle hier is en het is my wens dat die Here vandag hier verheerlik sal word en dat ons elkeen in ons geloof sal groei. Ons gaan begin deur saam te sing by Vonklied 77, Bring my die ou tye. Ek wonder of my klank nie miskien te hard is nie. Bietjie sagter sit en persoon op die galery kan julle goed hoor? Is dat reg? Dankie. Ons gaan nou na lied 464, die wonderlike aanbiddingslied, O Heer my God, die eerste en die derde vers. Ik zal met man
Lied 506, o Heer, die liefde wonder groot. Ons dink in die lydenstyd aan die geweldige liefde wat God tentoongestel het om vir ons tot redding te wees. Lied 506. Dankie Elsula. Soos dit die gebruik is in ons gemeente op 'n Sondag, is dit vir my lekker om dan met die kerk en al die afkondigings aan die voor te hou. Ons het dan nou julle vir ouers aan ons hulpspeler aan die 13de, eerskomende donderdag aand plaasvind op 6:00. Daar is steeds kaartjies vir die kerkkantoor beskikbaar sou julle die gemeente wil bywoon. Kapitaal herinner ons ook aan klerebank wat op 'n Woensdag oop is. Daar is allerhande snysterye wat julle sou kon aankoop teen 'n billige prys. As julle donasies of skenkings ons klerebank het, sal dit welkom wees. Dan het ons op 'n kerkraadvergadering besluit dat ons 'n funksiekomitee wil saamstel wat ons voor volgende groot funksies behulpsaam kan wees. So as jy dit in die hart het om vir hierdie komitee te werk, sal ek ons gawes as die naam van die kerkkantoor op. Dis ook ons gebruik om die gemeentelede wat op 'n Sondag vir jaar geluk te wees. Vandag is dit Louise Maandepoelse. Ek weet nie of Louise die ken is. Maar sy wil dan lekker vir jaar. Ons gebedslys is daar Elsje Richter, Koen Wilna Dievenage, Ronnie Visagie, Marie van die Westhuizen en al die bejaardes in ons gemeente wat eensaam en alleen voel. Dan sal jy ook sien dat op ons aankondigings is daar 'n gedeelte oor die verkoelingsstelsel in ons kerk die oor die gees gaan nou vir die meer daaroor vertel. Dankie Dominee. Dankie Elsula. Ja, wat die verkoelingsstelsel aan betref, daar was 'n versoek uit die gemeente uit dat ons eers vir die gemeente vra of hulle wil hê dat ons die verkoelingsstelsel moet insit. En ons gaan dit doen, ons luister na goeie raad, ons sal die opname op 'n stadium doen, en dan kan u sê of u wil hê dat ons dit moet doen of nie. Al die inligting sal ons dan ook vir u beskikbaar maak, en neem die vrymoedigheid om wat u standpunt daaroor is ook al te deel. Dan, ek weet nie nou of het op die aankondiging staan nie, maar ek gaan met verlof van Vrydag ry, tot die einde van die maand toe. So 'n bietjie my kleinseun se verjaardag gaan bywoon en sommer my eie verjaardag ook daar op die plaas gaan vier. Dat julle net weet waar ek is. Ons gaan, dan wil ek welkom sê vir Daniel en Ruben wat hier voorsit, wat vandag hier by ons aansluit. By die Here se seën oor julle.
Ons gaan nou sing liedere waar ons nader na die Here toe. Dit 504. Ons het die eerste, die vierde en dan die tweede vers. Kom, laat ons saam tot Jesus nader. Ons sing nou, maak my nou stil, Heer.
Vandag is dit die tweede Lydenssondag en ons sluit die tweede Kers op pad na Paasfees toe. En ons dink aan Jesus se kruiswoorde. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Kom ons sit dit vir 'n oomblik met daardie woorde. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ons gaan as deel van ons votum, gaan ons sing by lied 224, kom prys om alle nasies, in Afrikaans, Latyn en weer Afrikaans. Ons doen dit staande, daarna bly ons staan vir die res van die votum en die seën, en dan sing ons Psalm 23 as ons loflied. Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. Dit is die Here wat dit gesê het. Geliefdes, genade vir julle en vrede. Ons sing nou Psalm 23.
Die Here Jesus nooi vir ons om ons sonde en ons laste voor hom te kom neerlê. Hy maak 'n plan daarmee. Hy het 'n plan gemaak daarmee. En dit herdenk ons dwars deur die lydingstyd. En ons het Woensdag aand by die Aswoensdagdiens ook voor die Here gekom en gesê, ons wil in hierdie tyd onsself verootmoedig, ons wil nadink oor ons lewe, ons wil aflê wat ons moet aflê, ons wil dit wat die Here wil hê ons moet opneem, wil ons opneem. En ek wil op hierdie punt net ook sê, jy weet, 'n mens moet verstaan, ons is almal op 'n reis, ons is nie in hierdie lydingstyd besig met 'n poging om, kan ek maar sê, heiliger te word, dat ons aan die einde van die lydingstyd kan sê, joeg, maar ek het nou van 30% na 60% toe gevorder of so nie. Nee, die lewe gebeur, ons is sondaars, ons maak foute. Die hele gedagte is dat ons diep bewus sal wees daarvan, dat daar 'n antwoord is op die foute. En dat daar vergifnis is. En dat ons elke keer maar net weer opnuut ons kruis opneem en verder loop, agter die Here aan. Ons moet nie moed verloor op die pad en sê, ag, daar het ek alweer skeef geloop, dis nou verby nie. Nee, ek het skeef geloop, ek het fout gemaak, ek sê dit vir die Here, en die Here sê, nou kom ons loop nou verder. En in daai lig wil ek dan ook bid dat die lydingstyd vir julle 'n baie verdiepende tyd sal wees. Ek bid dit vir myself ook. Maar ons gaan nou met ons sonde na die Here toe, die een wat vir ons gesterf het aan die kruis, en ons sing by lied 239, 1, 2 en 4, Jesus rots vir my geslaan. Ek wil saam met Paulus vir julle almal vandag sê wat ek vir myself ook sê.
aanvaar die verlossing wat God vir ons in Jesus bewerk het. Dis daar, leef dit daaruit. Kom ons sing nou Lied 167, al 2 verse, Jesus bron van al my vreugde. Kom ons bid saam. Here, U het alles vir ons gegee. Van ons lewe tot 'n koekie seep. Aan U wy ons onsself en ons goed. Alles is U se. Doen daarmee wat U wil. Gun my net U liefde en genade. Dit is vir my genoeg. O Gees, maak ons oë en ons harte oop om elke mens, dier en lewelose ding in U skepping lief te hê, asof ons dit self gemaak het. Want U het dit goed gemaak. Van 'n klip tot 'n vlinder, van 'n kat tot 'n seekoei, omhels ons U hele skepping met liefde en met respek. En ons bid, Here, laat die woorde van ons mond en die gedagtes van ons hart vir U bly maak. Amen. Dit wat ons nou net gebid het, is uittreksels uit die Anglikaanse Kerk se Book of Common Prayer, van hulle voorgeskrewe gebede. Ons kan gerus daarby leer om sulke gebede ook te lees en saam met die kerk oor die eeue en breër as onsself te bid. Goed, vandag se prediking gaan kom uit Hebreërs hoofstuk 9 en ook uit Levitikus 16. Maar ons gaan nie Levitikus 16 lees nie. Ek gaan dit net vir u vertel. Maar die tema by vanoggend se diens is van jaareinde tot oneindig oor God se genade. Van jaareinde tot oneindig oor God se genade. Nou,
wil ek net die opmerking maak dat die Nuwe Testament is eintlik 'n herinterpretasie van die Ou Testament in die lig van die Jesus gebeure. So met ander woorde, die Nuwe Testamentiese skrywers het gekyk na die Ou Testament, hulle tradisie, die pad wat hulle kom, en vir hulle self gevra, maar hoe verstaan ons dit alles in die lig van wat nou hier gebeur het met Jesus wat gekruisig is? En aan die ander kant ook, hoe kan ons wat hier gebeur het gebruik om vir die Ou Testament ook 'n dieper betekenis te gee as wat dit tot nou toe vir ons gehad het? So in daai lig is die Nuwe Testament 'n herinterpretasie van die Ou Testament in die lig van wat rondom Jesus en met Jesus gebeur het. Nou, die boek Hebreërs is 'n herinterpretasie van die boek Levitikus. Nou, ek dink ons sal almal saamstem. Levitikus kry die prys vir die verveligste van al die boeke in die Bybel. Ons kan maar daaroor eerlik wees. Ons wil nie Levitikus. Ons gaan vinnig deur hom. As jy die ingesteldheid het om die Bybel van 'n kant af deur te lees, jy wil nie vashaak by Levitikus nie, jy wil Levitikus agter die rug kry. Aan die ander kant lees mense gewoonlik ook net in Levitikus wanneer daar vir hulle 'n bepaalde teks uitgewys word van een of ander sonde wat jy daar sien wat verbied word. Net dan konteksloos sê hulle daar's die teks. Levitikus help jou daar uit met die teksie. Maar op sy beste is Levitikus die aspoestertjie, die stiefkind van die Ou Testament. Dit sê selfs die groot teoloog. Hebreërs, nou nie 'n vervelige boek nie, maar ook nie een wat jou verskriklik met groot opwinding vervul nie, is dan nou 'n herinterpretasie van Levitikus. In die werklikheid gaan nou vandag die twee aspoestertjies, die een van die Ou Testament en die een van die Nuwe Testament, gaan ek vandag uitpreek. Nou kom ek vertel eers wat in Levitikus 16 gebeur. En jy kan dit gerus by die huis gaan lees, hoor. Dis wonderlik om te lees. By Levitikus 16 het ons die instelling van die groot versoendag, die Yom Kippur. Vra vir enige persoon wat Joods is vandag, die Yom Kippur was nog altyd die grootste dag op hulle geloofskalender. Die Yom Kippur is 'n fees wat die Here ingestel het op die Here se inisiatief om vir mense te help om jaarliks te kom regmaak. Om jaarliks dit wat gebeur het en wat verkeerd was te kom bely, agter hulle te kry en die lewe weer op te neem. So dit was 'n jaareinde opmaak van die boeke, van jou geestelike boeke. Jou geestelik-morele boeke is daai dag opgemaak. Jy het dit spreekwoordelik die goed bymekaar gemaak en dan is jy af na die tabernakel toe, toe hulle nog in die woestyn was, en dan later toe die tempel die tabernakel vervang het, dan is jy nou tempel toe, jy met jou pakkas. En daar by die tabernakel en later die tempel was na die agterkant toe van die tent, was daar 'n afskorting, die muur van skeiding, wat gesimboliseer het die skeiding tussen die onheilige en die heilige, tussen God en die mens. Nou, in daai ruimte agter die gordyn kon net die hoëpriester ingaan. En hy kon dit net een keer 'n jaar doen. En dit was by die groot versoendag. So Aaron speel in Levitikus dan nou daardie rol. Hy moet sy wit linnekleed
of roomkleurige linne kleed moet hy aantrek, wat symbool is van nederigheid, van niks hê nie. En hy moet met daai kleed van hom en met daardie selfde gesindheid moet hy ingaan. Die verbondsark is daar in die heilige ruimte. Die verbondsark symboliseer God se teenwoordigheid. En dan moes hy heel eerste 'n bees vat en hy moes die bees slag. En dan moes hy die bloed van daai bees oor die altaar gooi, oor die verbondsark gooi en op die vloer in die allerheiligste, om vir homself versoening te doen. Dit is nou vir sy sonde, 'n hele bees, sy bloed moet hy daar spat oor die vloer, sodat hy kan intree vir die volk. En dan, wat daarna gebeur is dat hy, en dan moet hy natuurlik ook die as wat daar was vat, en dit meng met wierook, en hy moes dit in die brand steek, en daardie rook wat daar was, daai wolk rook wat in die allerheiligste was, en wat eintlik uit die allerheiligste uitgepeel het, dit was symbolies van God se teenwoordigheid. God is hier by jou, met al jou sonde, wat jy nou gebring het. En dan het hy 2 bokke gevat. En die eerste bok het hy keel afgesny, en dan het hy die bloed van daai bok gevat, en hy het weer eens in die allerheiligste die bloed gespat, en in die res van die tabernakel het hy ook gaan bloed spat, as 'n symbool van die volk se sonde en verootmoediging voor die Here. Interessant, nee, 'n hele bees se bloed vir hom, en 1 bok se bloed vir die volk se nou. Maar ons moet nou nie so daarna kyk asof dit die sonde kan weeg nie, maar om daarmee ook te sê, almal het gesondig. Almal van ons het 'n verantwoordelikheid voor die Here, en die priesters hulle was toen net geweldig groot, want hy het eintlik die hele volk voor God verteenwoordig altyd. Goed, so dit het hy dan nog gedoen met een van die 2 bokke. Die bedoeling was nie gewees dat dit nou gedoen moet word om God goed te stem, om God beter te laat voel, om positief in te stel, sympathiek in te stel, teenoor die mense wat nou kom met hulle sonde na hom te doen. Nee, dit is nie nodig gewees nie, want die hele ding is dan op die Here se inisiatief gereël. Die Here hoef nie goed gestem te word nie, die Here is nie een van die afgode nie, die Here is nie soos ons nie, die Here is God. Hy initieer die hele vergifnis nou. En dit is nie nodig om vir hom op 'n goeie plek te kry daarvoor nie. Maar dan vat Aaron die 2de bok. En dis waar dit so interessant raak. Hy vat dan van die bloed en hy smeer dit op die bok se horings. En daarmee plaas hy die volk se sonde op die bok. En dan word die bok nou daarvandaan af weggejaag, aangejaag. Niemand vat aan die bok, die bok is nou vol sonde. Hulle jaag hom aan na Azazel toe. En die bok staan ook bekend as die bok vir Azazel. Azazel is waarskynlik, ons is nie doodseker nie, maar is waarskynlik 'n baie onherbergsame, ver afgeleë gebied in die woestyn. Niemand kom daar nie. En dan word die bok nou so aangejaag soontoe. En dan word die bok oor die kraans gejaag, om nooit meer gesien te word nie. En dan, so vertel die rabbyne se geskrifte vir ons, op pad was daar alreeds wagposte opgerig. So elke nou en dan is daar 'n wagpos. As hulle nou met die bok by die wagpos verbygekom het, dan stuur daai wagpos iemand terug na die tabernakel toe om te gaan sê, die bok is hier verby.
En dan die volgende wagpos, en dan kom die boodskap, die bok is daar verby al. En dan kom die laaste ou te sê, die bok is weg. En dan juig die volk oor hulle sonde uit hulle midde uit verwyder is. Die hele gedagte agter dit is om te sê, God kom maak alles nuut. Ons word vergewe, die sonde word uit ons midde uit verwyder, en die bok is nou met die sonde buite ons bereik weg. So ver as wat die ooste en die weste van mekaar af is jou sonde van jou af weggevat. Dit is Yom Kippur. Yom Kippur se bedoeling is om ons ewige siklus van sonde te deurbreek. Jaarliks. En te sê, kom ons probeer weer. Dis wonderlik dat die Here sulke geduld met ons het. Nou is Hebreërs 'n herinterpretasie van Levitikus, en dit sluit in 'n herinterpretasie van hierdie verhaal in die lig van Jesus. Kom ons lees dan by Hebreërs 9 van vers 11 af. Maar Christus het gekom as hoëpriester van die weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie. Dit wil sê, wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. Met sy eie bloed, en nie met die van bokke en kalwers nie, het hy net eenmaal die heiligdom binne gegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring. Wanneer die bloed van bokke en bulle en die as van 'n vers op die onreines gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself as 'n volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer. Daarom is hy ook die middelaar van 'n nuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is, sodat die wat geroep is, die beloofde ewige erfenis kan ontvang. Vers 23. Die aardse afbeeldings van die hemelse dinge moes dus noodwendig deur hierdie middele gereinig word. Maar die hemelse dinge, self deur beter offers, die aardse afbeeldings van die hemelse dinge moes dus noodwendig deur hierdie middele gereinig word. Maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat deur mense gemaak is en net 'n namaaksel van die ware is nie. Nee, hy het in die hemel self ingegaan en nou terwille van ons voor God te verskyn. Hy het nie ingegaan om homself herhaaldelik te offer nie, soos die hoëpriester elke jaar die allerheiligste binne gegaan het met bloed wat nie sy eie is nie. Maar nou het hy net een keer in die volëinding van die tye verskyn om deur sy offer die sonde weg te neem. 'n Mens is bestem om net eenmaal te sterf en daarna kom die oordeel. So is Christus ook net eenmaal geoffer om die sondes van baie weg te neem. Dit is die woord van die Here. So wat sê Hebreërs en Levitikus vandag vir ons? Of liewer as ek so vra, wat sê Hebreërs vandag vir ons aan die hand van Levitikus? En die eerste punt wat ek wil maak is dat dit vir ons kom sê, sonde is 'n gewigtige saak. Dis nie iets ligs nie. Iets is nie sonde, omdat God met respek gesê, op 'n dag besluit het, kom ek maak die lewe net 'n bietjie moeiliker vir die mense. Dat hulle net nederig kan bly, dat hulle hulle plek kan ken, dat hulle kan weet, hulle en ek is nie dieselfde nie. Kom ek gee vir hulle 'n klomp goeders wat hulle nie moet doen nie, en wat hulle waarskynlik gaan doen, en dan gaan ek hulle vasvat nie.
Sonde is enige ingesteldheid of gedagte of woord of daad wat by jou is, wat uitkom uit jou uit, wat jou verhouding met God en met jouself en met jou naaste en met die skepping skade doen. Dit is sonde. So dinge is sondig omdat dit nie goed is vir jou of ander mense of vir die skepping nie. 'n ding is sondig want jy vernietig die skepping deur dit te doen. 'n ding is sondig want jy maak daai mens seer. 'n ding is sondig want jy is besig om jouself skade te berokken. En in die proses bevoeder jy ook jou verhouding met God. So kom ons kyk 'n bietjie daarna. Sonde maak dat jy uit wals raak met jouself. Engelse het twee mooi uitdrukkings. You are at odds with yourself. En die ander een, you are out of sorts. Jy het nie onbehaag, iets is nie lekker hier by my nie. Ek kan dit nie verklaar nie, maar ek is net nie lekker nie. Dit is wat dit beteken as jy sê jy is so at odds. Want jy is gemaak na God se beeld. God se beeld is in jou. Jy kan sê, dis jou ware self. Dis wie jy eintlik is. En soos jy tyd aanstap, ontwikkel jy al hoe meer 'n vals self. Ons noem dit sommer as ego. Jy ontwikkel hierdie vals self, wat jou ware self die hele tyd frustreer. As jy vir jou vals self net die kans gee, dan begin hy die ware self, of sy die ware self in die skaduwee stel en frustreer, sodat jy net nie die mens is wat jy bedoel is om te wees nie, wat jy wil wees nie. Jy tree anderste op, en dit maak jou net doodgewoon ongemaklik al klaar met jouself. En wanneer jy ongemaklik is met jouself, is jy sommer ongemaklik met ander mense ook. En skop jy sommer die hond op. En daar begin jy die skepping ook aantas en soveels. Maar onthou net, die ware self is nie eintlik wie jy is nie. Dis wat jy in die gemeenskap jou aangedoen het. Jy in die gemeenskap het hierdie vals self in jou geskep. Hierdie een wat altyd beter wil wees as 'n ander. Hierdie een wat uiterlik goed wil vertoon. Die vals self, wat op die ou ende gaan oor myself, hoe ek myself kan bevorder. Dis ook daar waar jou hang-ups gesetel is. En jou slegte gewoontes. Hulle is alles daar in jou vals self gesetel. En luister jy na jou vals self, dan raak jy uit wals met jouself. En dan val jy. En jy kry seer. En ander saam met jou. En dit kan nogal 'n diep seer wees. Maar dit benadeel uiteraard die verhouding tussen jou en God ook. As jy uit wals is met jouself. Want jy kry nou skaam. As ons teruggaan na die verhaal toe in Genesis, toe die mens gaan wegkruip, want hulle was skaam. Jou sonde maak dat jy skaam kry, en dan begin jy God vermy. Nie dat jy dit regtig kan doen nie, want God sit maar daar by jou. Maar jy probeer God vermy. Maar so kom dit ook tussen jou en jou naaste, want ons het ook hierdie geneigtheid om wanneer ons na ons naaste kyk, nie te vra, hoe lyk my naaste se ware self eintlik nie, wat lê dieper in my naaste nie, nee, ek werk van wat ek sien, ek neem my vertrekpunt by my naaste se vals self, en dan is ek en my naaste uit wals met mekaar. Ons het daai geneigtheid in ons. Ons kyk ons naaste
se diepste wese mis. Is tog so, nee, dat wanneer jy iemand het eendag, ek het baie jare terug was daar iemand wat my altyd omgeëlie. Hy het nie ver gepraat nie, dan is ek al kwaad vir hom, nou hou ek maar my pauze. En ek sê vir die Here eendag, ek wil nie vir altyd so voel oor hom hê. Maar hy maak daarna. En toe in my stilte tyd lees ek 'n stuk waar die persoon sê, probeer 'n bietjie om die een wat jou vyand is, om uit sy oë uit na die lewe te kyk. Probeer 'n bietjie agterkom wat gaan aan in jou vyand se diepste gemoed. Toe doen ek dit. Dit het my ruk gevat, maar toe op 'n punt, toe sien ek sy broosheid. En ek sien wat hom ontstel in die lewe, ek sien wat het met hom gebeur. En nou is ek baie lief vir hom. Beteken hy het nou geweldig baie in die lewe. Maar ek moes verby sy vals self, wat hy projekteer, moes hy kom, om die ware hy te ontdek. Die tweede ding wat ek wil sê, ek nou gesê, die sonde is gewigtig. God neem altyd inisiatief om die verhouding te herstel. Dis nooit jy nie. Dis altyd God. In die Ou Testament was dit God wat na die volk toe gekom het, wat die offerstelsel vir hulle gebring het, as deel van hulle liturgie elke week, wat die versoendag vir hulle gebring het. Nie om, soos ek net nou gesê het, beter gestem te word nie, sodat hy lus voel om hulle te vergewe nie, maar eintlik om vir hulle iets simbolies te gee, soos ons nagmaal en ons doop, om aan vas te hou en te sê, maar so seker as wat hierdie goed gebeur het, so seker vergewe die Here vir my. So ons sit met hierdie ding, dat ons 'n geweldige sonde databank het, nee, hy is vol. En ons sal die ding graag uitgewis wil kry, want al die virusse pla ons. Maar sy het nie die wagwoord om in te kom nie. Maar in Jesus kom God en hy verander alles. Neem hy inisiatief, breek hy die siklus, gee hy vir ons nuwe lewe. Die derde, dit is nogal baie mooi hoe Hebreërs, die skrywer van Hebreërs moeite doen om vir ons te wys nie net hoe Jesus die dinge van die Ou Testament vervul nie, maar oortref. Hy het nie net die offerstelsel kom vervul en oorbodig gemaak vir die toekoms nie, hy het dit heeltemal oortref. Nou 'n paar goed vir julle. Jesus oortref die priester. Want Jesus is sonder sonde. Die priester moet eers vir homself versoening doen, voordat hy vir die volk kan intree. Jesus het nie nodig om dit te doen nie. Jesus is sonder sonde. Hy kan dit vir ons doen. Hy is ons groot, ewige hoëpriester. Hy bring ook nie die offers van die mense, soos wat die priesters die offers van die mense gebring het nie. Hy word die offer. Hy klim self op die altaar. Hy word daai vervulling. En dan is die groot versoendag jaarliks herhaal. En nou sê Hebreërs dit baie duidelik. Hy het dit nou eens en vir altyd gedoen. Dis klaar. Dis afgehandel. Daai woorde wat Jesus aan die kruis sê net, tetelestai. Dit is verby. Dit is voltooi. Dit is afgehandel. Die werkwoordsvorm wat daar gebruik word, sê dit is nou klaar.
Alles wat moes gebeur, het gebeur. Dit het Jesus gedoen. Verder is die vergifnis nou eenmaal gegee, en sê die Hebreërboekskrywer vir ons het nie nodig om 'n okasie daarvan te maak nie. Ons kan maar sommer daar waar ons is, na die Here toe kom, en berou hê oor wat ons verkeerd gedoen het. En dan vergewe dit die Here dit. Jy het nie nodig om deur middel van 'n priester daar te kom nie, jy het nie nodig om iemand te gaan sien wat vir jou nou moet help nie, jy kan sommer self vir die Here sê, hoeveel berou jy het oor jou sonde. Dan sê hy ook vir ons dat Christus se offer diep reinigend is. Nee. Die ander offers het die sonde weggewas. Hy sê dit ook so mooi, die sondes van die ou verbond, die sonde wat nou plaasgevind het in die jaar wat afgeloop het, dis nou weg. Volgende jaar doen ons dit weer. Hy sê nee, Christus kom met 'n baie diep reiniging, want hy gee sy gees vir ons, om nuwe lewe in ons te skep, sodat ons nou stryd teen die kwaad. Dat ons die kwaad wil oorwin en dikwels dit ook oorwin. So dit is nie net 'n kwessie van ons skoon was nie, maar vir ons op 'n beter plek sit, waar ons sterker kan stry teen die kwaad. Om het so te stel, die groot versoendag het die siklus gebreek, en gesê ons begin 'n volgende siklus. Jesus het gesê, kom ons kom uit hierdie siklus uit, ek sit julle op 'n nuwe baan. Hardloop nou op hierdie een. En die laaste wat ek wil sê, wat hy ook vir ons noem, die Hebreërboekskrywer. Sy sê die hoëpriester het agter die gordyn ingegaan in die allerheiligste in. Dit was 'n groot ding om dit te kon doen, om so in God se simboliese teenwoordigheid te kom. Hy sê, maar Jesus is ook agter die gordyn in, en toe is hy verby. En hy's by die Vader, waar hy vir ons intree. So, in hom baie meer as in die ou verbond. Nou wil ek afsluit. Hoe reageer 'n mens nou hierop? Ons moet doodgewoon net die verlossing aanvaar wat Christus vir ons gegee het. Ek dink nou aan daai bok wat Azazel toe is. Hy's daar af, hy's weg. Die sonde het eintlik verdwyn. Hy sê net verwyder van ons nie, dit verdwyn. Buite die bereik van die sondaars, hulle kan dit nie weer gehaal nie, dit is verby. Hoekom hou ons vas aan die goed wat ons verkeerd gedoen het? Hoekom pynig ons onsself die hele tyd oor die verlede? Hoekom pynig ons ander oor wat hulle gedoen het in die verlede? Dit is verby, dit is afgehandel. Dit het aan die kruis, finaal is dit vasgespijker, buite ons bereik. Mag die Here vir ons help, om nie te probeer om lang arms te ontwikkel, om nog steeds daaraan vas te hou, maar net te sê, Vader, dankie. Dankie dat U dit weggevat het. Amen. Here, dit is 'n ongelooflike groot ding waarvan ons vandag weer gelees het. U genade, oneindig. Die boeke is klaar, opgemaak, afgehandel, weggepak. Op die bokse
horings gesit en weggestuur, om nooit weer in die prentjie te kom nie. Dankie dat U vir ons op 'n nuwe baan sit. En ons kom in nederigheid en ons kom wy onsself aan U toe. Kom vir U sê dat ons die groot voorneme het, die diepe wil, om U wil elke dag te soek en dit te doen, om lief te hê, ons naaste, die skepping, U en ook onsself. Wil U met elkeen hier in hierdie tyd 'n baie diep pad loop, dat ons bereik aan die ander kant uitstap. Ons bid so in Jesus se naam. Amen. Kom ons dien nou die Here. Vriende, ons gaan nou antwoord op die prediking met die 2:4:5. Ek wat vergifnis hier ontvang het, al 3 verse. En dan na die uitspreek van die seën sal ons dan nou by popular demand sal ons dan nou sing, gaan dan heen met een van die video weergawes. Dankie. Ek wat vergifnis hier ontvang het, sing dan voor my verlossingslied. U weet hoe ek na u verlang het, u het ons my aangebied. Ek
lof en prys u deurentyd. Ek lof en prys u deurentyd. En lange groot barmhartigheid. En lange groot barmhartigheid. Ek was verlore in my sonde, en van die goeie weg verdween. Toch doen die Heer aan my die wonder, om my as kind terug te neem. Ek lof en prys u deurentyd. Ek lof en prys u deurentyd. En lange groot barmhartigheid. En lange groot barmhartigheid. O God, wat ryk is aan ontferming, weerhou genade nooit van my, maar hou my steeds in uw beskerming, by u sal ek vir altyd bly. Ek lof en prys u deurentyd. Ek lof en prys u deurentyd. En lange groot barmhartigheid. En lange groot barmhartigheid. Geliefdes, die Here seën en beskerm julle. Die Here laat sy aangesig oor julle skyn en is julle genadig. Die Here verhef sy aangesig oor julle en gee vir julle sy vrede. Alle vrede en gaan doen wat ek jou vraag. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Laat die pad gelei, ek is langs jou veilig vastgehou. Ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, as ek sal val, dan dra ek jou. Gaan dan heen, gaan in vrede, en gaan doen wat ek jou vraag. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Ek is rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is bokant jou, want ek wil jou graag sien. Ek is binne jou, ek lei jou deur my heilige Gees. Die seën van God drie-enig sal vir ewig met jou wees. Gaan dan heen, gaan in vrede,
kunt gaan doen, laat ek jou vra. Versprei my lig, aanleef my lewe, my kind onthou, ek is altyd daar. Dankie, mooi loop.